Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se hemelvaartdiens. Dis regtig lekker om almal vanaand hierso te sien. Dis ook eintlik 'n spesiale geleentheid in die kerkjaar. Dit is 'n feesgeleentheid en nie 'n aand wat 'n mens moet hartseer wees omdat Jesus ons verlaat het nie, maar eintlik 'n aand wat ons moet opgewonde wees. Omdat dit ook so die begin van Pinkster is. En ook so die dag is wat dit voorberei het dat ons op die ou ende die Heilige Gees kan ontvang. So baie welkom aan een en elkeen en mag dit regtig vir een en elkeen vanaand 'n besonderse geleentheid wees. Daar is nie afkondigings vanaand nie, ek wil sommer net so vinnig noem. Ons begin nou vanaand met Hemelvaart en dan Sondag skakel ons oor en dan begin ons met ons eerste preek van Pinkster en dan van Maandag aand af kom ons weer hier 6:00 die aand by mekaar van Maandag tot Donderdag en dan hou ons weer lekker Pinkster saam. Kom ons sit net vir 'n oomblik so. Kom ons raak net rustig vir ons Hemelse Vader. Here, as ons vanaand hier by mekaar kom ons by mekaar na 'n voldag, 'n dag dalk vol hartseer, dalk 'n dag vol woede, dalk 'n dag vol vreugde. Here, maar ons kom vanaand hierso in U naam by mekaar. Ons kom vanaand hierso omdat ons smag na iets meer. Here, omdat ons honger is vir iets wat ons werklik in ons gees versadig kan maak. Here, maak ons nou rustig. Here, laat ons hierdie dag sal agterlos. Dat ons daarvan sal vergeet en vir die volgende uur op U stem sal fokus. Amen. In Psalm 47 lees ons, alle volke klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom die eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerp en nasies aan ons onderhorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob, wat hy liefhet. Die opgestane en die opgevare Here Jesus Christus groet ons vanaand met genade, met liefde en met vrede. Amen. Vanaand is ons tema die uitsig uit die troonkamer. Maar voor ek met daai tema gekom het, was my oorspronklike tema eers die beëdiging van ons koning. Nou, beëdiging is nie 'n woord wat ons aldag luister nie, maar dis waarop ons vanaand gaan fokus. Op Jesus Christus, wat sy plek langs sy Vader in die hemel ingeneem het. Maar voor ons Efesiërs 1 lees, kom ons sluit die oë. Dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons het vanaand gelees, ons het gesing en ons het gehoor dat U koning is, dat U regeer oor hierdie aarde, dat U regeer oor al die nasies. Here, maar vanaand gaan ons stil staan en ons wil eerlik voor U kom vra, help ons om te hoor, wanneer U vanaand vir ons kom sê, maar ek regeer in jou lewe. Here, help ons om vanaand vir een oomblik rustig te wees en by die voete van ons koning te kom sit. Here, ons dink in besonders aan Christene, wat nie vanaand hierdie voorreg het nie. Gelowiges wat nie vanaand by mekaar kan kom nie. Here, wil U ook so by hulle wees.
Here, wil U ons draers maak van hierdie woord, van hierdie goeie nuus, ons dit ook so aan hulle sal gee. Amen. Ek lees vir ons Efesiërs 1 vers 15 tot by 23. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir alle gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geeste oë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in wat ons glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterkant laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al te sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Net tot sover. Hierdie is een van daai tekste wat regtig 'n mondvol is. En dit is eintlik so gepas vir hemelvaart. Ons dink gewoonlik aan hemelvaart as die dag toe Jesus ons verlaat het. En in ons geesteoog staan ons saam met die disippels daar in Handelinge 1 en staar na die wolke met 'n mengsel van verlange en eensaamheid. Dit voel byna soos 'n span wie se sterspeler net voor die belangrikste wedstryd ewe skielik die veld moet verlaat. Ons voel alleen gelos om hierdie stryd op hierdie wêreld voort te sit. Maar wanneer Paulus oor die hemelvaart skryf in sy brief aan Efesiërs, doen hy dit vanuit 'n tronk. Hy kyk nie op na wolke met 'n hartseer gemoed nie. Hy kyk eerder in verwondering na die troon. Vir Paulus is hemelvaart nie 'n hartseer tot siens nie, maar soos ek vroeër gesê het, die beëdiging van die koning. Dit is die oomblik waarop die regmatige heerser sy plek in die beheerkamer van die heelal inneem. Dit is die oomblik wat Jesus op sy troon gaan sit in die hemel. En hierdie nuwe perspektief is egter nie vanselfsprekend nie. Paulus begin sy betoog daarom nie met feite nie, maar met 'n gebed vir geestelike sig. Want hy weet dat ons krisis dikwels een van sig is. Wanneer ons met ons fisiese oë na hierdie wêreld kyk, dan sien ons die chaos raak. Ons sien die korrupsie raak. Ons sien die magte wat buite beheer is. En dit is dan maklik om te glo dat die stoel daarbo in die hemel leeg is. As ons na hierdie wêreld kyk, raak dit maklik om te sê, maar hier gaan niks aan in hierdie wêreld wat lyk asof daar 'n God daarbo is nie. En daarom bid Paulus vir die oë van ons harte. In die Bybelse konteks is die hart die setel van jou wil en weerstand. Dit is die plek waar jy besluit wat waar is. Die hemelvaart vra vir 'n nuwe manier van kyk. En as ons oor nie oopgaan vir die realiteit van Christus se huidige regering nie,
gaan ons vasgevang word in hierdie omstandighede. Dan gaan ons vasgevang word in hierdie wêreld en slagoffers raak as ons nie kan raak sien dat God ons koning is nie. Wanneer ons oë eers oopgegaan het vir die werklikheid, sien ons nie 'n stil heerser nie, maar 'n ontploffing van krag. Want dis presies wat met Paulus hier gebeur het. En wanneer hy vir Jesus en sy krag en hoe Jesus regeer in die hemel probeer beskryf, dit is amper asof sy woorde opraak. Hy stapel Griekse woorde op mekaar soos klippe op 'n monument. Hy praat van inherente vermoë, effektiewe werking, 'n oorwinnende mag, van massiewe krag. En waarom gebruik Paulus al hierdie woorde? Omdat die verskywing van Jesus vanaf die graf na die regterhand van God die grootste kragmeting in geskiedenis was. Dit was nie 'n kalm oorgang nie. Dit was 'n finale oorwinning oor die duisternis. Dis in hierdie tyd wat Jesus die dood self oorwin het. Wat hy ons kom verlos het. En hierdie selfde krag wat die duisternis oorwin het, hierdie selfde krag wat hom uit die dood uit laat opstaan het, is die krag waarmee hy regeer. Dis dieselfde krag wat tot ons beskikking is as gelowiges. Hemelvaart is die kragstasie wat die ligte vir Pinkster laat brand. En sonder hierdie troonbestuiging, sonder die hemelvaart, sou daar nie plek gewees het vir die uitstorting van die Heilige Gees nie. Want Jesus moes opgevaar het na die hemel. Hy moes teruggegaan het na sy troon toe, sodat hy daar kan regeer. Maar terwyl Jesus opgevaar het na die hemel, het hy sy Gees vir ons gestuur. Het hy 'n gedeelte van homself afgestuur om in ons te kom woon. Dieselfde krag waar hy mee regeer, het hy vir ons gegee. Hierdie krag beteken dat Jesus ver bo alles geplaas is. Die mense in Efese, die mense vir wie hy hierdie brief geskryf het in vrees geleef vir towerkuns, die noodlot en die bose geeste. En Paulus kom sê net vir hulle, Christus staan bo al hierdie bose dinge. Niks in hierdie wêreld, spesifiek vir Efese, niks in hierdie stad en geen bose gees nie, het meer krag as Christus nie. En of dit nou vandag politieke stelsels, of ekonomiese onsekerheid, of persoonlike angste is, moet ons vanaand hoor dat Paulus vir ons kom sê, maar Christus is selfs bo hierdie dinge. En die beeld wat Paulus gebruik, is die van 'n oorwinnaar. Die taal is van finale gesag. Daar is geen area in jou lewe of in hierdie wêreld waarvoor Christus bang is nie. Hy reageer nie eers een dag nie. Hy reageer nie as hy eers gaan terugkom nie. Die hemelvaart het al reeds gebeur. Christus is al reeds besig om te regeer. Die groot klimaks van hierdie boodskap is dat Jesus nie kies om sy regering in isolasie uit te oefen nie. Hy is die kop wat in die hemel is. Maar ons is die kerk, die gelowiges, is sy liggaam. En Paulus sê iets wat eintlik 'n mens se verstand te bowe gaan. Die kerk is die volheid van hom wat in alles almal vervul.
Dit beteken dat die wêreld Jesus vandag moet sien deur ons. Die kop lei ons. Christus gee ons krag. Maar dit wat hy vir ons gee, die leiding wat ons van hom af ontvang, die Gees wat in ons lewe, moet die wêreld kan raak sien. Ons is nie 'n hulpelose groep wat angstig wegkruip en wag vir Jesus se wederkoms nie. Ons is die instrumente waardeur Christus regeer op hierdie aarde. En wanneer ons hierdie week en hierdie maand en die res van hierdie Pinkster by hierdie kerkdeure uitstap, kom sê die gedeelte vir ons dat ons stap nie alleen nie. Die wete dat Jesus op die troon sit, is nie net 'n mooi en 'n groot teologiese waarde nie. Dit is 'n sagte kussing vir ons gemoed. Dit is 'n nuwe bril vir ons oë. En dit verander die week wat voorlê op 'n rustige manier. Dit beteken dat ons kan stille rus kry te midde van die geraas van hierdie wêreld. Want ons leef ongelukkig in 'n wêreld wat dikwels hard en onrustig voel. Ons is bekommerd oor môre. Ons is bekommerd oor ons kinders. Ons is bekommerd oor ons kollegas, oor dinge wat ons nie kan beheer nie. Maar Hemelvaart herinner ons dat die hande wat die letsels van die kruis gedra het, is die hande wat die leisels van die heelal vashou. Ons hoef nie die gewig van hierdie wêreld op ons eie skouers te dra nie. Wanneer die nuus of ons omstandighede vir ons voel dat dit te veel word, mag ek sê, Here, ek weet U sit op die troon. Ek mag maar in U vrede rus. Sy gesag is nie net 'n harde mag vir ons nie, maar dis ook 'n veilige skuilplek. Ons almal het plekke waar ons veilig voel. Ons eie huise, ons eie taal, ons eie gebruike. En dit is kosbaar. Maar omdat Jesus die koning van almal is, nooi hy ons hierdie week om ons harte bietjie wyer oop te maak. Dalk kom daar in hierdie Pinkster of in hierdie tyd wat voorlê, iemand oor ons pad, wat anders as jy dink. En in plaas daarvan om 'n muur te bou, mag ons onthou dat die Here daardie persoon net so lief het soos wat hy ons het. Die derde manier hoe dit ons week kan inkleer, is om 'n spieël van sy lig te wees. Paulus sê die kerk is die volheid van Christus. Dit klink dalk groot, maar dit begin by die klein dingetjies. Dit gaan oor hoe ons by die werk praat. Dit gaan oor hoe ons mekaar hanteer. Dit gaan oor wat ons vir mekaar sê. Dit gaan selfs oor wat ons van mekaar dink. Ons is die manier waarop die wêreld vandag iets van Jesus se liefde kan raak sien. Omdat hy in die hemel is en ons sy liggaam hier op aarde is, dat ons daardie liefde uitstraal. Mag ons sy sagtheid, sy regverdigheid uitleef. Nie omdat ons
voel maar ek's 'n gelowige en ek moet dit doen nie. Maar omdat dit 'n voorreg is. Omdat Christus dit vir ons gedoen het. Ek sluit vanaand hierdie diens af, nie met 'n gevoel dat ons iets verloor het nie, maar met die ryk wete dat ons iets gevind het. Hemelvaart is die oomblik waar die sigbare teenwoordigheid van Jesus plek maak vir sy heerskappy. Hy is nie meer beperk tot een plek nie, in een tyd nie. Hy reageer oor alles. Hy is by ons almal, oral, elke liewe oomblik. Terwyl ons hierdie week die pad na Pinkster aanpak, mag ons dit doen met verligte oë. Mag ons in hierdie eenvoudige oomblikke van die dag, wanneer jy na jou gesin kyk, wanneer jy 'n vriendelike woord met 'n kollega deel, wanneer jy bloot in stilte sit, bewus word van 'n koning wat regeer. 'n Koning wat vanaand vir jou wil kom sê, ek sal jou met my liefde omvou. Ons gaan nie die week die mure afbreek met ons eie krag nie. Ons gaan die week in as mense wat genooi is om deel te wees van iets groter. Ons Pinkster reis wat Sondag begin, wat eintlik al vanaand begin, is 'n uitnodiging waar die Here vir ons kom sê, Here, hier is my hart. U sit op die troon. Kom rig my lewe in volgens u koninkryk. 'n Koninkryk van vrede. 'n Koninkryk van eenheid. Kom ons gaan dan nou vanaand in hierdie vrede. Die vrede van 'n koning wat nie net regeer uit die hemel nie, maar wat by ons is, nou en vir altyd. Amen. Here, ons het vanaand hierdie woorde van Paulus gehoor. Here, laat dit nie net woorde bly nie. Here, maar laat ons dit leef. Laat ons dit toeëien. Dat dit nie net sal deel word van wat ons glo nie, maar dat wat ons glo sal deel word van wat ons doen. Amen.